Neil, ons staan vandag hierso by 'n yskoue val, maar hier agter jou staan natuurlik, ek wil sê, die reus van die Valboeredag. En dis natuurlik die John Deere 9RX 830. Ek dink dit is seker die grootste produksietrekker in John Deere se stal. Vertel ons 'n bietjie meer van hom. Die engine is, soos jy kan sien, is 830 horsepower. Dit is sy rated horsepower. So dan kan hy nog boost tot en met 913 horsepower, wat sy maximum horsepower is. Sodra daar hidroliese vloei inkom, of as hy in 'n swaar harde kol in die land kom en hy moet trek, dan het hy extra boost power wat hom help om deur dit te kan gaan. Die tracks het ook verander. Die tracks het 'n groter footprint gekry. So jy sal sien aan die binnekant, hy het in plaas van 2 midrollers het hulle hom nou 3 midrollers gegee. Want die trekker, as hy vol belaat is, weeg hy 38.1 ton. So dis 'n groot hoeveelheid tonne wat hy moet oor die veld kry, dat hy nie grondkompaksie kry nie. So dan moes hulle vir hom 'n groter footprint gegee het. John Deere het natuurlik sy nuwe reeks van S7 stropers ook bekend gestel. Vertel ons 'n bietjie meer van hulle. Ja, nee, daar is ook 'n nuwe reeks wat hulle nou bekend gestel het. So daar's ook 4 verskillende opsies in die S7 reeks. So dis jou S7 600 wat jou klas 6 is, jou S7 700 wat die klas 7 is, S7 800 wat ons vandag hierso het, en dan die S7 900 wat 'n klas 9 stroper is. As ons dan vorentoe gaan na die cab toe, die cab het ook verander. Hy het nou die X9 se cab op, so dis 'n baie groter en stiller cab. Op die S7 reeks wat hulle nou verander het, hy het ook 'n nuwe engine ingekry, wat 'n 13.6 liter engine is, wat vir jou 437 horsepower gee, en hy kan ook boost tot en met 540 horsepower op daai engine. Dan as ons kom by eintlik die ding by die S7 reeks wat verander het, is die tegnologie. So daar is 3 verskillende tegnologiepakkette wat John Deere bied op die S7 reeks stropers. So dis jou Select, jou Premium en jou Ultimate. So die Ultimate wat die stroper nou op het, is die eerste een in die land. Wat jy sien aan die voorkant het hy 4 kameras wat in stereo vorentoe kyk. Dan het hy ook kameras in die stroper en op die stroper waar hy die graan en alles analiseer. Alles die werk saam met satellietbeelde wat hy opbrengs vooraf kan bepaal wat in die lande is. Nou, dan gebruik hy ook 3 verskillende faktore. Dit is jou ground speed optimization, jou machine setting optimization en jou predictive ground speed optimization. Daai 3 goed werk saam met al die ander kameras om jou stroper optimaal in die veld te laat werk. So jy hoef nie altyd 'n ervare operateur in die stroper te sit nie. Die stroper gaan homself 100% produktief hou reg deur die dag. Selfs jou ervare operateurs, deur die dag word jy maar moeg en die stroper werk nie soos hy moet werk nie, so dan vat die stroper oor en hy bly 100% produktief. So dan kan jy jou produktiwiteit tot en met 20% verbeter op die stropers. Nee, dan is natuurlik die stropers almal is dan toegerus met JD Link. Die JD Link stuur nie net outomaties die data op na Operation Center toe nie. Die data stuur hy oor en weer as jy meer as 1 stroper op die land het. Stuur hy die data na mekaar toe sodat jy kan sien waar het wie al gestroop en 'n volledige kaart op die stroper vir jou te kan gee. Ons is baie opgewonde oor die nuwe stroper.